Ek het gister Sondag by die kerk iets mooi gehoor. Hy sê, as jy nie na God soek nie, soek jy vir moeilikheid. En dis so waar. God het jou geskape om hom te soek. Plus, Jeremia sê, dat die Here het goeie planne vir jou. Besef jy dat God weet wat is goed. God doen nie slegte goed met jou nie. Die hart sê, dis baie mense sê, ja, dis seker maar die wil van die Here het dit gedoen. Nee, het is nie. Jy leef in 'n gebroke wêreld, jy leef met tussen bose mense, met 'n boosheid te doen. Ons het 'n God wat vir ons wil goed wees, wat beplan om goed te wees. Maar dan sê Jeremia 11:29, dan sê hy, julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. So hoe soek jy na die Here? Is om te bid. Jy kan nie na God soek sonder om te bid nie. Jy moet bid. Bid is geweldig belangrik. Nou, weer eens, as jy nie God soek nie, soek jy vir moeilikheid. Jy moet God soek sodat jy die planne wat hy vir jou het, kan hê. Die planne wat hy beplan vir jou kan gee. Nou, Daniel was in ballingskap gewees. En die Here het 'n belofte gegee vir 400 jaar, sal in ballingskap wees, dan sal die hulle vrymaak. En toe is dit oor 400 jaar, en hulle is nog nie vry nie. En dan lees ons wat Daniel begin bid, om te verstaan wat aangaan. En hoor wat sê hy. Eerste keer toe Daniel bid, toe kom die engel dadelik antwoord. Tweede keer bid hy vir 21 dae lank. En toe die engel by hom kom, toe antwoord hy sê toe vir my, die engel sê vir Daniel, moenie bang wees nie, Daniel, jou gebed sal reeds so hoor. Toe jy begin soek het na die antwoord, toe jy God begin bid het daaroor, toe jy tot God gebid het daaroor, ek het gekom om die antwoord te bring. So dink 'n oomblik daaraan, die oomblik as jy bid, het God die antwoord. Die fout is, ons hou op bid. Die fout is, ons hou op soek. Die fout is, ons aanvaar somme, hierdie slegte en verkeerde ding is die plan van die Here. Nee. Jy moet onthou, die duiwel staan teen jou. So jy moet aanhou bid. Jy moet soek, totdat jy die Here vind, totdat jy die antwoord van die Here kry, want God het goeie planne vir jou. So dis belangrik. Here, ek bly bid. En nou leer Jesus, hy sê, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis en maak die deur toe agter jou, sodat jy daar in jou alleenheid tot vir jou Vader kan bid, en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. So God weet wat in jou lewe aangaan. Maar as jy nie soek na die Here nie, dan soek jy vir moeilikheid. Jy moet soek na God se plan, jy moet soek na God se antwoord, jy moet soek om by die Here te wees. Nou, kom ek vertel 'n storie. Matteus 25 vertel Jesus 'n storie van 5 maagde, 5 slim en 5 dwaas diensmeisies. Die bruid stuur hulle uit om die bruidegom te ontmoet. Dis die opdrag. Die Bybel sê, hulle het uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. Hulle raak almal aan die slaap. Nou 5 het genoeg olie gehad, 5 nie genoeg olie nie. Die dwaases het nie genoeg olie nie. En hulle staan in die middel van die nag op, is die geroep, word wakker, die bruidegom is hier, ontmoet die bruidegom. Die dwaases raak besig met koop en verkoop. Hulle vra vir die ander, hoor, gee vir ons van julle olie, ons olie is nie genoeg nie. En hulle sê, nee, gaan koop vir julle olie. Hulle raak daar weg, gaan daar weg, en hulle ontmoet nie die bruidegom nie. Toe hulle terugkom, en hulle klop aan die deur en sê, meneer, maak vir ons oop, ons is nou hier, ons is gereed. Toe kyk die bruidegom nie of hulle lampies reg is nie, kyk nie of hulle genoeg olie het nie. Wie wat sê hy? Ek jou nooit ontmoet nie. Gaan weg, ek ken jou nie. Ek weet nie wie jy is nie. Matteus 25, gaan lees bietjie Matteus 25. Want die opdrag is, ontmoet die bruidegom. Weereens, as jy nie na God soek nie, dan soek jy vir moeilikheid. Nou die woord van die Here sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Daar's 'n tyd wat jy dalk nie kan bid nie. Daar's 'n tyd wat jy nie nou by die Here kan wees nie. Maar terwyl jy die tyd het, kom bid. Gaan by 'n stil plek. Kom soek die Here. Sodat jy nie in die moeilikheid kan kom nie. As jy God soek, julle Vader, ons Vader wat alles weet, as jy net by hom kom, dan gee hy vir jou planne. Jy kan planne maak, maar hy gee die oorwinning. As jy daar alleen met hom sit, dan praat jy met hom, en dan help hy jou met jou planne. Dis wat hy wil doen. Nou vra ek jou, soek na die Here. Moenie dwaas wees nie. Moenie wegloop en besig raak nie. Wees daar en ontmoet die bruidegom. Dankie dat jy luister. Dankie jy gaan begin soek na die Here. Jy's 'n great blessing.